Mag ook die lig van Jesus Christus vanoggend in u lewe skyn. Die van die familie, die van die geliefdes, die van die broers en susters. Baie welkom en hartlik goeiemôre. Ek wil vanoggend met u praat oor iets wat ek gister raak gelees het. 'n Gedeelte uit die woord van die Here uit. En dit het soveel impak in my hart gebring. En ek wil dit graag vanoggend met u deel. Nou luister gerus na die woorde. Dis Matteus 6 vers 8. En dit sê die volgende: moet dan nie soos hulle word nie. Hierdie hulle, in die vorige vers praat hy van die geveinstes, die mense wat gesien wil word, die mense wat wil gehoor word, die mense wat gesag of onsag wil afdwing en wil hê hulle moet goed gepraat word. Moet dan nie soos hulle word nie, want heel Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom gevra het. Jy weet, hy sê in vers 6, en wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbare vergelde. Mense, ons moenie uitgaan buite toe as kinders van die Here en uitgaan en op straathoeke hard bid en skree en allerhande dinge doen, maar ons het nie 'n verhouding met die Here nie. Ons gebed moenie 'n grocery lys van dingetjies wees wat ons van hom af wil hê nie. Hy weet wat ons nodig het nog voor ons dit vra. Maar dit is 'n gebed van liefde, omdat jy 'n verhouding met die Here het. Jou gebed moet in danksegging gebeur en in nederigheid. Daarom wil ek vanoggend vir u sê, soms voel ek jy bid, maar die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nie daar nie. Jy voel jy bid, dis 'n klomp woorde wat jy spreek mooi groot woorde, jy haal woorde aan wat vorige mense gebid het, maar dit het geen impak. Laat toe dat die Heilige Gees u lei. Laat hy u woorde kies, u klanke vorm, sodat Jesus hierdie gebed na God kan neem. En dat God Abba Vader verheerlik sal word deur jou gebed. Brood en water 5 minute woordbediening. Pastoor Gary, ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou. Amen.